Goeiemôre geliefdes en welkom weer eens by die Afrikaanse Evangeliese Kerk in Ierland. Geliefdes, vanoggend wil ek met julle gesels oor doeltreffende disippelskap en dis die eerste van 'n tweeledige boodskap. Doeltreffende disippelskap dan nou deel 1. En ons skrifgedeelte is uit 1 Tessalonisense 2 en die eerste 8 verse. 2 Tessalonisense 2 vers 1 tot 8. Maar voor ons dan nou verder na die woord toe gaan kom, ons maak net eers weer die oë toe. Ons Hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg om U weer te kan groet in hierdie môre. Om te weet dat ons welkom is om by U voete te kom sit. En dat ons vir U kan vra, Vader, leer ons, want U is ons Vader. Here, en daarom kan ek vra dat U elkeen wat luister, dan ook spesiaal sal seën, Here, dat U hulle sal seën om die boodskap te hoor deur geopende ore, dat U hulle verstand sal oopmaak om dit te verstaan. En Here, maak die harte oop om hierdie boodskap te bewaar. En Vader, ek vra weer asseblief dat U my sal seën deur my lippe aan te raak en deur my te spreek dat dit U waarheid is en nie myne nie. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, ek wil begin deur 2 vrae te vra. Eerstens, is jy 'n disipel van Jesus Christus? En hopelik is dit 'n maklike vraag om te antwoord. En as jy geantwoord het ja, dan is die tweede, maar die meer intimiderende vraag, disipel jy ander? En om my terme te definieer, 'n disipel is 'n volgeling van Jesus Christus. En niemand volg hom natuurlik perfek nie, ons is net mense, maar as 'n disipel is die rigting en die doel van jou lewe om gehoorsaam te wees aan Jesus Christus en sy leringe, soos dit in die Bybel geopenbaar word. En om ander te disipel is om hulle te help om Jesus te volg. En Mark Dever definieer dit in sy boek Discipleship. Hy sê disipelskap is om doelbewus geestelike goed aan iemand te doen, sodat hy of sy meer soos Christus sal wees. En in sy groot opdrag in Matteus 28 vers 19 tot 20 het Jesus sy volgelinge beveel en gesê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Verskoon tog. So die opdrag om disippels te maak is van toepassing op almal wat Jesus volg, nie net op pastore en sendelinge nie. Elke Christen het 'n geestelike gawe ontvang wat hy of sy moet gebruik om Jesus te doen. Soos ons lees in Romeine 12 vers 3 tot 8 en 1 Korintiërs 12 vers 7 tot 31 en Efesiërs 4 vers 7 tot 12 en 1 Petrus 4 vers 10 en 11. En deel van die opdrag om mekaar lief te hê behels om ander te help om te wees wat God wil hê hulle moet wees. Dis disipelskap. En as jy dus 'n volgeling van Jesus Christus is, wil God hê dat jy jou gawes moet gebruik om ander te help om meer soos Christus te word. Disipelskap moenie soseer 'n program in die plaaslike kerk wees waarvoor sommige inskryf nie, maar eerder die kultuur van die kerk waar elke lidmaat daarop gemik is om ander te help om meer soos Christus te word. Dit begin in ons huise met ouers wat evangeliseer en disippels van hulle kinders maak. En dit behoort deur die hele kerk te versprei waar ons almal mekaar help om 'n godsvrug te groei. En in ons teks vanoggend openbaar Paulus 3 belangrike bestanddele vir effektiewe disippelskap, naamlik doeltreffende disippelskap is gebou op 'n goddelike boodskap, 'n goddelike manier en 'n goddelike motief. Die goddelike boodskap is die evangelie, die goddelike manier is duidelike liefde vir ander en die goddelike motief is om God uit die hart te behaag. En as jy duidelik is oor die evangelie, duidelik in jou liefde vir ander en alles doen om God te behaag wat jou hart ondersoek, sal God jou gebruik om ander te help groei om meer soos Christus te wees. Kom ons kyk na hierdie 3 punte. Eerste, doeltreffende disippelskap is gebou op 'n goddelike boodskap, naamlik die evangelie van God. En ek sal meer hieroor sê, maar vir nou wys ek daarop dat Paulus in 1 Tessalonisense 2 en 3 homself verdedig teen wrede teenstanders
Miskien die Jode wat hom uit Thessalonika verdryf het, soos ons in vers 14 tot 16 sien, van hierdie hoofstuk, van hoofstuk 2. En hulle het probeer om Paulus in diskrediet te bring, sodat sy evangelie in diskrediet gebring sou word. En Paulus noem die evangelie in verse 2 en 4 en 8 en 9, sowel ook, soos ons gesien het in hoofstuk 1 vers 5 en weer sal sien in hoofstuk 3 vers 2. En in verse 2 en 8 en 9 verwys hy daarna as die evangelie van God. Alhoewel Paulus het nie die evangelie opgemaak nie. Dit het eerder direk van God gekom wat dit aan Paulus geopenbaar het. En om die evangelie te verwerp, is om die lewende en ware God te verwerp, wat dit aan ons gegee het. Want die evangelie staan teenoor elke ander godsdienststelsel in die wêreld, insluitende sommige godsdienste wat onder die vaandel van sogenaamde Christendom val. Al hierdie valse, noem ons nou maar evangelies, leer dat die manier waarop jy hemel toe gaan deur 'n program van goeie werke is. En soms, soos in die Rooms-Katolieke Kerk, word geloof in Christus en goeie werke gekombineer. Net soos die Judaiseerders in Paulus se tyd geloof in Christus gekombineer het met die onderhouding van die Joodse wet. En deur boete te doen vir jou sondes en kerk toe te gaan en morele gedrag te toon en die armes te help en aan die kerk te gee, versamel jy verdienste om vir die hemel te kwalifiseer. Maar die evangelie is dat ons gered word van God se oordeel deur genade alleen, deur geloof alleen in Christus alleen, wat lei tot goeie werke. In Efesiërs 2 vers 8 tot 10, almal lees altyd uit 8 tot 9, maar as ons die 3 verse saam lees, dan stel dit baie duidelik, want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julleself nie, dit is die gawe van God, nie uit werke nie, sodat niemand mag roem nie, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Die evangelie is goeie nuus vir sondaars, want dit beloof om al die sondes van diegene wat glo vrylik te vergewe. Soos Paulus in Romeine 4 vers 5 sê, aan hom egter wat nie werk nie, maar glo in hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken. En Jesus het daardie selfde waarheid geïllustreer in Lukas 18 vers 9 tot 14 in sy gelykenis van die fariseer en die tollenaar. Die fariseer het gedink dat hy reg was met God deur sy godsdienstige praktyke, terwyl die tollenaar in vers 13 net kon uitroep, o God, wees my sondaar genadig. Jesus het gesê dat die tollenaar geregverdig na sy huis toe gegaan het, terwyl die fariseer nie geregverdig was nie. Die beste nuus in die wêreld is dat as jy met al jou sondes na Jesus kom en tot hom roep om genade deur Jesus se gestorte bloed, dan gee hy dit vrylik. So hoekom lei die evangelie tot teenkante? Hoekom sou enigiemand 'n probleem hê met sulke goeie nuus? Die Bybel is duidelik dat selfvoldane mense die evangelie haat, omdat dit hulle trots konfronteer. Dit neem alle gronde weg om in ons goeie dade te roem. Die evangelie vereis dat ons erken dat ons sondaars is sonder enige aanspraak op die hemel. En die evangelie openbaar dat my hart net so desperaat goddeloos is soos die van die ergste sondaar. En daarom staan trotse mense die nederige boodskap van die evangelie teen. En ook hou ongelowiges nie daarvan om te hoor dat God se toorn en oordeel teen alle sondaars is nie. Gevolglik staan hulle te dikwels die boodskappers van die evangelie teen. Maar selfs al staan hulle ons teen, moet ons nie terugdeins of om verskoning vra vir die boodskap nie. Paulus is in Filippi mishandel omdat hy die evangelie verkondig het. Maar toe hy na Thessalonika gekom het, het hy dieselfde boodskap met vrymoedigheid verkondig, ten spyte van die teestand, soos ons in vers 2 hier van hoofstuk 2 gelees het. Ons kan nie die boodskap kompromiteer sodat ons kan bekeerlinge wen nie. En die doeltreffende disippelskap berus op die fundament van die evangelie wat aan ons in God se woord geopenbaar is. En valse leraars vertel mense nie van sonde en die komende oordeel nie. Inteendeel, hulle bou mense se selfbeeld en hulle vertel hoe Jesus hulle kan help om nou hulle beste lewe te hê. En om godvrugtige disippels te bou,
moet ons bou op die fundament van die evangelie wat van God afkom. En dan die tweede punt wat ons vanoggend, wat ons skrifgedeelte vanoggend maak, is doeltreffende disippelskap word gebou op 'n godvrugtige manier. Hierdie manier is deur duidelike liefde vir mense. Verse 7 tot 8 sê vir ons, maar ons was vriendelik onder julle soos 'n pleegmoeder haar kinders koester, terwyl ons so na julle verlang het, was dit vir ons aangenaam om aan julle nie alleen die evangelie van God mee te deel nie, maar ook ons eie lewe, omdat julle vir ons dierbaar geword het. Wanneer mense die liefde van Christus deur ons voel, dan sal hulle meer geneig wees om na die evangelie te luister wat ons aanbied. Daar's 'n moeilike teksvariant in vers 7, in sommige vroeë manuskripte lei, ons het babas geword, terwyl 'n aantal ander weer lei, ons het sagmoedig geword. En die verskil is of die teenwoordigheid of die afwesigheid van 'n enkele Griekse letter, die nie of dan wat ons as die N ken. Want babas is die beter bewese en die moeiliker lesing, aangesien dit nie lyk of dit pas by die metafoor van die sogenaamde moeder in die laaste helfte van die vers nie. En Paulus gebruik gewoonlik babas op 'n negatiewe manier om te verwys na diegene wat geestelik onvolwasse is, soos byvoorbeeld in 1 Korintiërs 3 vers 1. Maar hy gebruik sagmoedig en vriendelik met verwysing na hoe die Here se diensknegte teenoor ander moet optree, soos byvoorbeeld in 2 Timoteus 2 vers 24 tot 25 waar hy sê, en 'n diensknegt van die Here moet nie twis nie, maar vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te onderrig en een wat kwaad kan verdra. Hy moet die weerspanniges in sagmoedigheid regwys, of God hulle nie miskien bekering sal gee tot die kennis van die waarheid nie. So dis moeilik om te besluit, as die oorspronklike lesing babas was, het dit waarskynlik die betekenis van sagmoedig of weerloos daarin, soos 'n klein babatjie is, maar die beeld van 'n borsvoedende moeder wat haar baba teer langs haar hou en die kind teen alle kwaad beskerm, beeld die liefde uit wat ons verander moet hê. Maar mag ek die voor die hand liggende ten minste vir enige moeder uitwys? Babas is behoeftig en is dikwels moeilik en ongerieflik en tydrowend. Hulle maak hulle doeke vuil, hulle skree wanneer hulle honger is of nie lekker voel nie, hulle gooi op jou op, hulle maak jou in die middel van die nag wakker en hulle benodig so baie aandag. Maar dit is dieselfde met nuwe gelowiges. Dit beteken dat jy nie ander kan lief hê tensy jy bereid is om jouself en jou tyd op te offer en ongerief te ervaar nie. Maar dit is deur jou liefde dat hulle sal groei. En let ook daarop dat dit emosionele terme is. Dieselfde emosionele taal deurdring die res van hoofstukke 2 en 3. Dit is duidelik hier dat Paulus diep gevoelens vir hierdie nuwe bekeerlinge gehad het en hy hulle dit mondelings meegedeel. Hy het hulle nie net van sy liefde vir hulle vertel nie, maar hy het dit ook gesien toe hy by hulle was. Hulle kon dit sien, want hy herhaal, hy sê, julle weet, julle onthou, julle is getuies in verse 1 en 2 en 5 en 9 en 10 en 11. Anderswoorde, Paulus se liefde vir hulle was duidelik. En hy sê dat hulle nie net die evangelie oorgedra het aan hierdie mense, maar ook ons eie lewe. En in die letterlike vertaling van lewe is ons eie siele. En die deel van jou siel, of om 'n deel van jou siel te deel, is om kwesbaar en oop te wees. Anderswoorde, jy probeer nie 'n beeld voorhou wat nie is wie jy werklik is nie. Jy leef openlik en eerlik voor God en voor ander. Toe ek 10 jaar gelede pastoor geword het, het ek besluit om nooit deur my prediking of in my privaat handelinge met enigiemand te projekteer dat ek dit alles in pag het nie. Soos Engelse sê, I don't have everything together, as dit nie waar is nie. As ek oor gebed preek en ek sukkel met my eie gebedslewe soos ek doen, ek is 'n mens, dan sal ek jou laat weet dat ek sukkel. Jy kan nie ander effektief disippels maak as jy nie eerlik is oor jou eie mislukkings en jou eie stryd. Met ander woorde, 'n effektiewe disippelskap is gebou op 'n goddelike boodskap, die evangelie van God, en op 'n goddelike manier duidelike liefde vir mense. En dan die derde punt, effektiewe disippelskap is gebou op 'n goddelike motief, en die motief is om God uit die hart te behaag.
En ons kan ook hierdie integriteit voor God benoem. En Paulus openbaar 6 maniere waarop hy God uit die hart behaag het. Eerstens, hy sê, ons behaag God wanneer ons sy eer soek, nie ons eie nie. Want hy sê in vers 4, maar soos ons deur God waardig geag is dat die evangelie aan ons toevertrou sou word, so spreek ons nie om mense te behaag nie, maar God wat ons harte beproef. En dan voeg hy in vers 6 by, ook het ons nie eer van mense gesoek nie. Paulus het met 'n godgerigte fokus geleef. Hy wou God op die hartvlak behaag en verheerlik. En wanneer hy sê dat hy mense nie behaag het nie, bedoel hy nie dat hy ongevoelig teenoor mense was nie. Hy was versigtig om ander nie onnodig aanstoot te gee nie. Soos ons ook sien in 1 Korintiërs 9 vers 20 en 22 en 1 Korintiërs 10 vers 33. Hy het op 'n genadige manier met mense gepraat, as ons na Efesiërs 4 vers 29 kyk, maar agter sy optrede teenoor mense was 'n primêre fokus om God te behaag en te verheerlik. En om God te behaag en te verheerlik moet op die hart en op die gedagtevlak begin, aangesien God ons harte ondersoek. Ons kan mense mislei met deur 'n goeie front voor te hou wanneer ons in die openbaar is, maar God kyk na ons harte. En wanneer Paulus sê dat hy deur God goedgekeur is om met die evangelie toevertrou te word, verwys hy na sy hart voor God. Paulus se hart was reg met God en daarom het God Paulus met die skat van die evangelie toevertrou. 'n Man kan 'n kragtige en 'n boeiende prediker wees, maar in privaatheid kyk hy pornografie of hy kyk loer na seksie vroue of hy kan homself as 'n man van God voordoen, maar by die huis is hy kwaad en nors en beledigend en soms mishandelend. So om hiermee te begin, verkry en behou 'n skoon gewete voor God. Soos Paulus vir die Romeinse gouverneur Felix gesê het in Handelinge 24 vers 16, daarom oefen ek my ook om altyd voor God en die mense 'n rein gewete te hê. Dit wat hy hier sê beteken om alle sondes te bely, insluitende sondige gedagtes. Dit beteken om vergifnis te vra van diegene teen wie ons gesondig het. En dan om positief te streef om God in alle opsigte te behaag, soos Kolossense 1 vers 10 vir ons sê. Nie sodat ons goed lyk verander nie, maar sodat God goed lyk deur ons verander. En wanneer jy met hierdie soort realiteit en integriteit voor die Here wandel, dan sal hy jou gebruik om ander effektief disippels te maak. En die tweede punt is ons behaag God deur beproewinge met standvastige vreugde te verduur. Want Paulus noem hoe hy en Silas in Filippi gelei en mishandel is net voordat hulle na Thessalonika gekom het. In Handelinge 16 die hoofstuk vertel hoe hulle onregverdig sonder verhoor geslaan en in die blok gesit is. Maar middernag het hulle lofliedere tot God gesing. En hy het die Filippense vanuit die tronk, in die boek Filippense, het hy uit die tronk in Rome geskryf, waar hy nie verdien het om te wees nie. En ander predikers in Rome het hom onregverdig aangeval. En tog loop die boek Filippense, of die brief van die Filippense oor van vreugde in die Here. Onthou wat hy sê in Filippense 4 vers 4, wat hy sê, verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. En toe Paulus die evangelie in Thessalonika verkondig het, raai wat? Hy het weer baie teëstand teëgekom, soos ons in vers 2 sien. Maar eerder as om by God te kla oor hoe onregverdig dit was, of te dreig om op te hou preek en sy in die toekoms beter behandeling kry, het Paulus aangehou om die evangelie met vreugde te verkondig. Weet julle, oor die jare het ek baie mense dopgehou wat die Here in een of ander bediening begin dien, of wanneer hulle gekritiseer word of hulle gevoelens seer gemaak word, dan gee hulle op en hulle loop weg. Dikwels word hulle kwaad vir God, of ten minste vir die Christene wat hulle sleg behandel het. Hulle verlaat die kerk, of hulle hou ten minste hulle afstand deur dit net by te woon, maar nooit weer te dien nie. Maar om die Here te dien is nie 'n sonnaarskool piknik.
Dis geestelike oorlogvoering. Die vyand sal aanval en dikwels vanuit onverwagte hoeke. Want toe ek die eerste keer as 'n pastoor begin het ek naïef gedink dat die teestand van die wêreld sou kom. Maar ek het selfde kritiek van die wêreld gekry. Ek kry wel, maar baie min. Want ongelowiges gee nie om wat in die kerk aangaan. Die aanvalle kom van binne. So as jy probeer om ander te disipel, verwag om gekritiseer te word. En soms sal diegene met wie jy baie tyd deurgebring het, ook teen jou draai. En Jesus is deur Judas verraai. Demas het Paulus verlaat. Dit gebeur. Maar as ons beproewinge en ontbering met standvastige vreugde verduur, dan behaag dit God en hy sal dit gebruik om ander te help groei in Christus. En derdens, ons behaag God deur suiwer leer. Paulus sê in vers 3, want ons vermaning was nie uit dwaling nie. Die waarheid van die evangelie is fundamenteel, maar dit strek ook tot alle belangrike Bybelse waarhede. God is die God van waarheid. Psalm 31 vers 5 sê dit vir ons, Jesaja sê dit in hoofstuk 65 vers 16. En hy is die waarheid, wie se woord waarheid is, soos Johannes 17 vers 17 so duidelik stel. En in Paulus se pastorale briewe aan Timoteus en Titus beklemtoon hy herhaaldelik die gesonde leer. 1 Timoteus 4 vers 6, 1 Timoteus 6 vers 3, 2 Timoteus 4 vers 3, Titus 1 vers 9, Titus 2 vers 1, 2 vers 7, vers 9, vers 10. En die woord gesond of gesonde leer kom van die Griekse woord waaruit ons die woord hygiënies kry. Gesonde leer lei tot geestelike gesondheid. En slegte leer, soos gemorskos, lei tot geestelike siekte of kwale. So om ander effektief te dissiplineer, voed hulle met die gesonde leer en leer hulle soos hulle groei om hulle self met die goeie leer te voed. En is verstommend hoeveel Paulus hierdie nuwe gelowiges waarvan baie uit 'n heidense agtergrond gekom het, geleer het in die kort tydjie wat hy by hulle was. Want hy neem aan dat hulle geweet het van die leer van die uitverkiesing volgens hoofstuk 1 vers 4 en van die drie eenheid hoofstuk 1 vers 1 en vers 5 en vers 6. En hy het hulle oor lyding geleer soos ons in hoofstuk 1 vers 6 en hoofstuk 3 vers 3 tot 4 sien. Het hulle van die wederkoms geleer, hoofstuk 1 vers 10, hoofstuk 2 vers 19, hoofstuk 3 vers 13, hoofstuk 4 vers 13 tot 18, hoofstuk 5 vers 1 tot 11 en 23. En hy het hulle ook van morele reinheid geleer in hoofstuk 4 vers 1 tot 18. En baie ander waarhede, hier is nou maar net 'n paar wat ek genoem het. En natuurlik moet ons onderskei tussen die essensiële waarhede van die geloof, wat elke ware gelowige moet bevestig, en ander leerstellings wat belangrik mag wees, maar waar godvrugtige mense tog mag verskil. Maar die evangelie en alle waarhede wat nodig is vir die evangelie is noodsaaklik. Sommige ander sake, soos profesie en geestelike gawes en kerkregering en verordeninge of metodes vir bediening, is belangrik, maar dit is nie noodsaaklik vir die evangelie nie. Dit is nie 'n heilskwessie nie. Maar ons postmoderne era, wanneer die hele idee van waarheid uitgedaag word, moet ons genadig maar ferm vashou aan die waarheid van God se woord. Maar wanneer jy die waarheid leer, verwag om kritiek te kry. Want nadat hy Timoteus aangespoor het om die woord te verkondig, wat regwysing, bestraffing en vermaning insluit, het Paulus gewaarsku in 2 Timoteus 4 vers 3 tot 5, want hy sê, want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid, en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nugter, ly verdrukking, doen die werk van 'n evangelis, vervul jou bediening. En die rede waarom Paulus bygevoeg het, ly verdrukking, was dat wanneer julle die woord getrou verkondig, julle gekritiseer en aangeval sal word. En vierdens, ons behaag God deur morele integriteit. Paulus sê in hoofstuk 2 vers 3 dat sy vermaning nie uit onreinheid gekom het nie. En in daardie tyd, soos in die hede,
was daar baie valse leraars wat deur seksuele onreinheid gemotiveer was. Hulle het voorgegee dat hulle die evangelie verkondig en God se woord onderrig, maar hulle het hulle status as openbare figure gebruik om op niks vermoedende vroue jag te maak. Ons dink dit is 'n moderne neiging, dit is nie. Petrus het gewaarsku in 2 Petrus 2 vers 14 teen valse leraars wat oë vol oorspel gehad het, soos hy gesê het, wat onstabiele siele verlei het. En hy het in hoofstuk 2 vers 18 tot 19 het hy bygevoeg, want deur trotse woorde vol onsin uit te spreek verlok hulle deur begeerlikhede van die vlees en ongebondenheid die wat waarlik die mense ontvlug het wat in dwaling wandel. Hulle beloof vryheid aan hulle terwyl hulle self slawe aan die verdorwenheid is, want waar 'n mens deur oorwin is, daarvan het hy ook 'n slaaf geword. So om ander effektief te dissiplineer, moet ons self moreel rein wees. En weer eens wil ek dit beklemtoon, daai reinheid, morele reinheid, begin op die denkvlak. En dan vyftens, ons behaag God deur finansiële integriteit. Paulus sê in vers 5 dat hy nie met bedekte hebsug gekom het nie, en dan voeg hy by, God is getuie. As gierigheid en seksuele welis word dikwels in die skrif aan mekaar gekoppel. Ons sien dit ook in Efesiërs 5 vers 3 en Kolossense 3 vers 5. En Jesus noem albei in 'n lys van sondes wat hy sê uit die hart uitkom in Markus 7 vers 21 tot 23. Ons kan soms uiterlike gedrag waarneem en tot die gevolgtrekking kom dat 'n man deur gierigheid of welis gemotiveer word. Maar as ons hierdie sondes in onsself wil voorkom om God te behaag en ander te dissiplineer, dan moet ons dit op hartsvlak hanteer. En finansiële integriteit vereis dat ons eerlik is in al ons finansiële transaksies, insluitend om nie te kil wanneer ons belasting betaal nie. As jy kontant vir 'n werk betaal word, moet jy dit aanmeld. As 'n kerk jou te veel of 'n klerk jou te veel kleingeld gee, of nie vra wat jy skuld nie, moet jy dit regstel. Gierigheid is ook die motivering vir dobbelary en vinnig rykeword skemas wat albei deur Christene vermy moet word. Gierigheid verhoed ons om vrygewig aan die Here se werk te gee. Want om God te behaag en ander effektief te disipel, moet jou gierigheid dood. En dan sestens, ons behaag God deur alle misleiding en manipulasie te vermy. Paulus sê in vers 3 dat sy vermaning nie deur middel van bedrog gekom het nie, en dan voeg hy in verse 5 tot 6 by, want ons het, soos julle weet, ons nooit met vleitaal opgehou of met bedekte hebsug nie. God is getuie. Ook het ons nie eer van mense of van julle of van ander gesoek nie, al kon ons as apostels van Christus met gesag optree. En bedrog is nie gebruik vir die aas wat, anders stel, die woord wat vertaal word as bedrog, is ook gebruik vir die aas wat 'n visserman gebruik. 'n Visserman sit 'n sappige wurm aan sy hoek, so die vis dink, hy kry 'n heerlike maaltyd, maar die vis word uiteindelik self die maaltyd. En 'n bedrieglike persoon wat mense behaag, vertel mense wat hulle wil hoor, sodat hulle van hom sal hou, selfs al weet hy dit is nie die waarheid nie. En hy ontwyk die harde waarhede van die skrif, omdat hy mense nie wil wegjaag nie. Maar deur dit te doen, kry hy hulle om Satan se leuns oor God te glo. En die woord vleitaal beteken om mense tevrede te stel om 'n voordeel te kry. En dit is altyd manipulerend. Paulus kon sy apostoliese gesag verkeerdelik gebruik het om oor mense te heers, maar hy het dit nie gedoen nie. Toe hy sy gesag gebruik het, was dit om ander op te bou, nie om oor hulle te heers nie, soos ons in 2 Korintiërs 10 vers 18, 2 Korintiërs 13 vers 10 ook sien. Om God te behaag en ander te disipel, moet ons eerlik wees en alle manipulasie vermy. Ten slotte, jare gelede het 'n agnostikus selfmoord oorweeg. Maar hy het besluit dat as hy 'n predikant kon vind wat sy geloof uitleef, hy eers na hom sou luister. En hy het 'n privaat speurder gehuur om Will Houghton, 'n prediker wat die president van die Moody Bible Institute geword het, om hom dop te hou.
En toe die verslag terugkom, het dit onthul dat Houghton se lewe bo verdenking was. Hy was werklik wie hy was. En die agnostikus het na Houghton se kerk gegaan, en daar het hy die boodskap gehoor en hy het op Christus vertrou, en het later sy dogter na die Moody Bible Instituut gestuur. Hierdie kom uit Daily Bread in 1983. Nou is die vraag, wat sou 'n privaat speurder oor jou opgrawe? Sou jy die toets slaag? En God is die uiteindelike privaat speurder. Dus die Engels sal sê, the ultimate privaat speurder. Hy ondersoek jou hart. En om ander effektief disippels te maak, benodig jy 'n goddelike boodskap, die evangelie van God. Jy benodig 'n goddelike manier, duidelike liefde vir ander, en 'n goddelike motief om God uit die hart te behaag. En ek bid dat ons as kerk 'n klimaat van disippelskap sal ontwikkel om mekaar doelbewus te help om meer soos Christus te word. Amen. Kom ons maak die oë toe. Here, baie dankie vir hierdie boodskap. Here, baie dankie dat u dit so duidelik vir ons uitspel. Dat ons die goddelike boodskap in gehoorsaamheid aan u op 'n goddelike manier sal bring. Help ons, Here. Lei ons om dit te doen. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, mag julle 'n wonderlike Christusgevulde dag beleef, 'n Christusgevulde week. En as dit die Here se wil is, dan kom ons volgende Sondag weer by mekaar. En ek wil vir julle dankie sê dat julle hierdie boodskap geluister het. En mag julle ook die evangelie van God as 'n goddelike boodskap op 'n goddelike manier, deur 'n goddelike motief aan ander verkondig. As die Here wil, dan kom ons volgende Sondag weer by mekaar om die tweede deel van hierdie boodskap te hoor. Maar tot dan, mag die genade van God met julle wees, mag God self met julle wees, mag God julle seën. Shalom.